1 Timoteus 3, vanmorgen werk ons met hoofstuk 3, jy sal sien ons gaan nie baie ver kom nie. Daar is elkeen van die verse so gelaai dat ek graag by elkeen van dit wil stilstaan, want niks wat daar opgeteken is net toevallig nie. God het dit bepaal dat dit so daar moet staan, en daarom gaan ons ook moeite doen om na elkeen van hierdie eienskappe oop te kyk. Kom ons buig net ons hoofde saam. Here, wat 'n voorreg om u woord vir ons oop te maak. Here, ons het die begeerte om te groei. Ons het die begeerte om meer en meer soos u te lyk. O Heilige Gees, verander ons, vernuwe ons. Mag ons in gehoorsaamheid op u bevel agslaan. Dankie Here dat ons vanmôre kan bid ook vir die wat nie hier is nie. Die Here sal omvou met die liefde. Die wat siek is, ons steltes, dat die Here ook sal aanraak en hulle sal vrede gee. Ons bid dit in die wonderlike naam. Amen. 1 Timoteus 3, vers 1. Die uitspraak is betroubaar. As iemand na die ampt as opsiener streef, begeer hy 'n goeie taak. 'n Opsiener moet onberispelik wees, 'n man met net een vrou, beheerst, verstandig, goed gemanierd, gasvry en in staat om te onderrig te gee. Staat om onderrig te gee. Ek gaan net tot so ver. Kom ons lees net die res, maar ons gaan net tot vers 2 vanmôre hanteer. Hy moet nie 'n dronkaard of 'n veglustige wees nie, maar inskikkelik, vredelievend en nie geldgierig nie. Hy moet met volkome waardigheid sy eie huisgesin goed bestuur en sy kinders onderdanig hou. Maar as iemand sy eie huisgesin nie behoorlik kan bestuur nie, hoe sal hy na die gemeente van God kan omsien? So tot daar, ons gaan vanmôre net tot vers 2 saam hanteer. Ongelooflike belangrike gedeelte. Daar moet orde in die kerk wees. Ons het tot dusver gesien, hoofstuk 2 het begin om te sê, mag vroue in die kerk lering gee. Mag hulle leiding gee in die kerk. Nee, sê 1 Timoteus 2, jy mag nie dit doen nie. Korintiërs bevestig dit ook in Korintiërs 14, 'n vrou mag nie dit doen nie. Wat is die vrou se taak? Die vrou se taak is om kinders in die wêreld te bring, hulle groot te maak, en elke vrou het daai taak. Elke vrou het daai taak, selfs al het jy nie kinders nie. Het jy 'n ongelooflike taak om die evangelie te bedien, om te sorg dat daar mense is wat jy van die woord van die Here lei. Nou dit geld vir die man sowel as die vrou. Nou, net solank jy nie dink dat almal maar ouderlinge kan wees nie, kom Paulus en hy sê nee, daar mag net sekere persone ouderlinge wees, en hier is die vereiste hoe 'n ouderling moet lyk. So nie net mag aan die een kant geen vrou mag ouderling wees nie, maar aan die ander kant nie alle mans mag ook ouderling wees nie. Daar moet 'n orde wees in die kerk. Interessant genoeg vir my is dat die apostels ook hulle self ouderlinge noem. As jy na die ouderlinge gaan kyk, as Petrus praat oor homself, dan sê hy, ek is 'n mede-ouderling, as hy sy briewe skryf. So die apostels wys na hulle self ook as ouderling. So ouderling is die persoon in die kerk wat daai ampt het om die woord te bedien. Nou weet ons, en dit is belangrik, apostels en profete is die fondasie. Ons bou daarop, maar in die kerk se leierskap is daar nie apostels en profete in die sin van mense wat aanhou met hierdie ampte nie. Nee, die fondasie is klaar gelê. So wat staan nou bo op die apostels en die profete? Die kerk van die Here Jesus Christus. Waarvan die leiding van dit gee? Wie gee die leiding daar? Die ouderlinge. Dis wat hierdie gedeelte vir ons vertel. Nou interessant genoeg, daar's baie kerke, en kerke wat op die woord is, wat twee ampte het, en die een is 'n ouderling en die ander een is 'n biskop. En die biskop ampt kom van 'n Griekse woord wat hulle gebruik vir die biskop, waar hulle dink die biskop vandaan kom. Maar die interessante is, as jy nou na Handelinge gaan kyk, Handelinge 20, gaan Paulus en hy neem afskeid van die ouderlinge in Efese. Hulle het op hom toe gekom, hy het hulle laat roep,
Hulle kom na hom toe, en dan praat hy met hulle, die presbiteroi, dis die ouderling. Hy roep die ouderlinge, en dan in dieselfde hoofstuk, waar hy van hulle praat as presbiteroi, praat hy ook van hulle, as die ene wat die toesienhouers is, die toesighouers is. Ok, so dis die twee woorde wat gebruik word. Die toesighouer, biskopoi, dis die woord wat ons kry van biskop. Paulus sê nee, as hy die woord skryf en hy roep die ouderlinge by mekaar, dan sê hy vir die ouderlinge, julle is ook 'n biskopoi, julle is ook biskoppe. So dis dieselfde. En dit is vir my so hartseer dat baie keer tekste wat so eenvoudig is, deur die geskiedenis as gevolg van teologie, nog steeds aangehang word in plaas van om net die teks te vat en te sê, joh, die teks is baie duidelik. So, die episkopoi, 'n biskop of ouderling, presies dieselfde volgens die woord van die Here. Johannes natuurlik, nie vir Johannes genoem nie, Johannes natuurlik ook, verwys na homself in 2 Johannes 1 vers 1, sê hy, die ouderlinge aan die uitverkore vrou, die ouderling aan die uitverkore vrou en haar kinders, wat ek in waarheid lief het. So Johannes verwys ook na homself as 'n ouderling. Nou is dit interessant en ek wil hê ons moet hierby begin. Want dit is baie belangrik. Voordat ons gaan praat oor die ouderling, en ek dink daar is soveel misverstand oor wat die taak is van wat die kerk moet plaasvind, wat die taak is van die persoon in die kerk en die werking van God in ons lewens. En nou wil ek vir jou vra, jy moet hieroor dink gou. Dink vir 'n oomblik hieroor. Volgens jou, die ampte, die redes hoe 'n ouderling moet lyk, het ek nou al reeds gelees. Jy kan na Titus gaan kyk om ook te kyk. Dink gou hieroor. Is daar enige iemand in die Ou Testament wat jy kan noem wat 'n ouderling sou gewees het in die kerk in die Nuwe Testament? So, dink net gou. Ek wil nie die antwoord hoor nie, ek sal die antwoord gee. Ek wil jy moet daaroor dink gaan. Is daar enigiemand in die Ou Testament wat jy kan aan dink? In die Nuwe Testament ouderling sou kom wees. Ok, daar is nie. Behalwe 'n sekere, ons gaan praat oor Moses en ons gaan praat oor Josua. Maar Josua en Moses, albei van hulle, wat word vertel vir ons in die Bybel? Die Heilige Gees het op hulle gekom. Wat is die verskil in die Nuwe Testament? Die Heilige Gees kom in hulle woon. So die Nuwe Testamentiese mens is soveel beter af as die Ou Testamentiese mens. Partykeer sê mense vir my, "Haai, weet jy, ek kyk na Dawid baie keer en ek besef ek is maar nou net ook so." Nee, Dawid het nie die Heilige Gees in hom gehad nie. Jy as gelowige het hom in jou. Nou kom ek sê gou vir jou, daar is geen manier vanmôre dat ons kan praat oor die ouderling as ons nie kan glo dat God die Gees in hom ingeplaas het, sowel as in sy kinders wat hy moet oplei na die woord van die Here en wat hulle moet getrou bly aan die woord van die Here nie. Want hulle kan dit nie doen nie as dit nie God se werk is nie. Verstaan jy dit? Daar's geen manier jy kan ouderling wees en jy kan afhanklik wees van jou kinders wat vir die Here moet lewe as die Heilige Gees nie vir hulle dit laat toelaat in hulle lewens en hulle verander nie. Hoor jy my argument? Baie belangrik. So as ons vanmôre praat oor dit, is dit nie dat die ouderling hierdie wonderlike persoon is nie. Haai, daai ouderling, hy's almal wonderlik. Niemand van ons kan dit doen nie. Nee, die Heilige Gees is in my. Is jy by my vanmôre? Asseblief. As jy vanmôre dit hoor, dan sê jy die Heilige Gees is in my. Is ek aan staat om soos Paulus se lewe te lyk? Ja. Hoekom? Want dieselfde Gees wat in Paulus is in my. Jy dalk nie die gawe van Paulus nie, maar die manier om te lewe soos God van jou vra, is moontlik gemaak deur die werking van die Heilige Gees. Hoekom lyk sekere Christene se lewe soos wat hulle lyk? Dis omdat hulle nie gehoorsaam is in die Heilige Gees nie. Hulle bedroef die Heilige Gees. Hulle luister nie na hom nie. Hy kla hulle aan en dan doen hulle nie wat hy vir hulle sê nie. En dan wat gebeur in hulle lewens? Die Heilige Gees raak stil. As die Heilige Gees jou nie op 'n daaglikse basis aankla nie, het hy begin stil raak. Hoekom? Want jy's ongehoorsaam. Kan ek die huwelik hê wat goddelike manne en vroue deur die huwelik, deur die geskiedenis gehad het? Kan ek dieselfde huwelik hê?
Ja, want dieselfde Heilige Gees is in jou. Hoekom het jy dit nie? Jy is ongehoorsaam. En ek wil hê dit moet voor die tyd. Anders dan gaan jy dan luister en sê, ja nee, dit is so, daar sekere mense wat dit het, ek het dit nou net nie. Die Here weet, ek is maar nou net 'n bedroeflike hartseer wurm. Terwyl jy is 'n wurm. Terwyl jy is 'n hartseer bedroeflike persoon, maar jy is gewederbaar deur die werking van die Heilige Gees wat jou lewe verander het. Luister hierna. En ek wil jy moet jou Bybel gou saam met my oopmaak. Ons nog nie by ouderling nie, as jy gedink het. Nog nie daar nie. Ek wil net hê jy moet rustigheid oor dit hê. Anders dan gaan jy na hierdie ding luister en sê, dis onmoontlik. Die standaard is net te hoog. Nee, dit is te hoog in my vlees. Romeine sê vir my, Romeine 7, dit wat ek wil doen dit nie. Hoekom die oorwinning dan? Hoofstuk 8. Maar nou lewe ek in die Gees. Ek lewe in die Gees, nie meer in die vlees nie. Kom ons kyk gou saam na hierdie gedeelte. Efesiërs 1 vers 18. Efesiërs 1 vers 18. Luister wat sê hierdie gedeelte. Paulus is besig om vir hulle te bid. Waarvoor bid hy vir hulle? Dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien wat die hoop is wat sy roeping bied, wat die heerlike rykdom van sy erfenis vir die heiliges behels. Is jy heilige? Ja, jy is alleenlik op grond van die Gees wat in jou woon, is jy heilige. Vers 19. Wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is, vir ons wat glo ooreenstemming die werking van sy groot krag. Wie is die werking van sy groot krag? Die Heilige Gees, vers 20. Wat hy uitgeoefen het in Christus, toe hy hom uit die dood opgewek het, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Wie het Christus uit die dood uit opgewek? Die Heilige Gees. Het is ongelooflik dat in die Nuwe Testament sy ook lees, die Vader het hom opgewek, die Heilige Gees het hom opgewek, en die Seun is opgewek, van homself. Alright, dis omdat dit 3 is, 3 eenheid. Maar die werking van die Heilige Gees maak lewendig. Maak lewendig. As Jesus sê vir Nicodemus, jy moet van bo af gebore word. Dis die Grieks, van bo af gebore word. Wat vertel hy vir hom? Daar moet 'n werking plaasvind in van die Heilige Gees, want uit jouself kan dit nie plaasvind nie. Jy moet gebore word. Nou, omdat ek daarom die Heilige Gees in my het, daarom kan ek doen wat God van my vra. As jy vanmôre hier sit en sê, Johan, hoe is dit moontlik? Dan sê ek, dit is moontlik nie op grond van wie jy is nie, maar op grond van die Heilige Gees wat in jou is. Christene, ons maak die Heilige Gees dood. Baie mense sê, die Heilige Gees is hierdie krag wat hulle kan manipuleer en allerhande belaglike goed doen. Dis nie dit nie. Die Heilige Gees se werking in jou lewe is om jou heilig te maak. Hy's besig met 'n heiligmakingsproses. Wat is dit? Om meer soos Christus te lyk. En as ek nie meer soos Christus lyk nie, wat is die probleem? Is nie gehoorsaam aan die Gees nie. Is nie besig om toe te laat dat die Gees my vorm nie. Belangrik, moet dit herhaal. Ek is nie meer wat ek was nie, maar ek is ook nie wat ek moet wees nie. Daar is 'n daaglikse verandering in my lewe. Nou, die leier, die ouderling, nou kom ons by die ouderling, is julle by my? Okay, great stuff. So ek dink elke van op hierdie stadium, jy's opgewonde, jy's bereid om te luister, want jy weet, dis net die Heilige Gees wat dit kan doen. En kan hy dit doen in jou lewe? Gaan hy dit doen in jou lewe? Ja, hy gaan. Alright. So, 'n leier. Hoe lyk 'n leier se lewe? Dis iemand wat gevolg kan word. Paulus is interessant genoeg, in 1 Korintiërs 11 vers 1 sê hy die volgende: Volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. So een van die eienskappe van 'n leier is altyd, as 'n leier daar staan, waar jy kan sê, in hierdie leier kan ek volg. Hoekom? Want ek sien dat hierdie leier Christus volg. As hierdie leier nie Christus volg nie, kan ek hom nie volg nie.
Daarom is een van die vereistes, is ook om te sê, hoorie, hierdie persoon moet 'n voorbeeld wees. En ons gaan al die eienskappe wys, maar hy moet 'n voorbeeld wees. Filippense 4, vers 9. Wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, hou aan om dit te doen. Wat julle in my sien, hou aan om dit te doen. En die God van vrede sal met julle wees. Hoe kan Paulus dit doen? En baie mense lees hierdie goed deur die geskiedenis, lees hierdie deel van Paulus en sê, "Jo, Paulus was allemaal arrogant." En hy was nie arrogant nie. Jy verstaan nie die Bybel nie. Paulus kan dit sê, hoekom? Omdat die Heilige Gees in hom werk. As Paulus dit moes sê omdat hy op homself kon roem, dan was dit 'n probleem. Maar Paulus sê daar is niks in myself waarop ek kan roem nie. Dis God se werk in my. Kan jy dink? Party van julle wil nie gehoorsaam wees aan die Here nie en jou huwelik lyk in 'n toestand en alles lyk in 'n toestand. Wat sê die wêreld van die Heilige Gees wat in jou woon? Daar's geen krag nie. En die Heilige Gees moet ons kan verander. Hy beloof hy sal ons verander. Paulus het 'n probleem in die gemeente hierso waarvoor Timoteus skrywe, waarvoor hy vir Timoteus skrywe. Dat allerhande persone ingekom wat leierskap is en hulle is besig om chaos te maak. Hulle is nie besig om vir die Here te lewe nie. En daarom bring hy by die punt en sê, hoorie, hier moet getoets word. Esegiel 22 vers 30. Ek het onder hulle iemand gesoek wat 'n klipmuur kan pak en wat voor my in die bres kan tree vir die land, sodat ek dit nie verwoes nie, maar ek kon niemand kry nie. God sê, in daai hele Israel kon ek niemand kry wat die klipmuur kon pak nie. Daar's niemand gewees wat kon intree vir die volk nie, want niemand het gelewe soos wat ek van hulle vra nie. As jy kyk waarvoor Paulus skryf, die leiers waarvoor hy skrywe, in hierdie in Timoteus. Hy het al reeds gesê in Timoteus 1 vers 3, soos ek by julle aandring, toe ek na Macedonië vertrek het, moet jy in Efese bly, sodat jy sekere mense opdrag kan gee om nie vreemde leringe te versprei nie. Ons praat van die eerste eeu. Die eerste eeu. En daar's al vreemde leringe wat rondgaan. Daarom moet ek teruggaan na die Bybel toe. Daarom is dit belangrik om elke persoon wat leierskap het, om terug te gaan na die skrif toe en te sê, is dit wat die skrif ons leer? Baie van die kerke waarin hy skrywe, lyk my, was daar vroue gewees wat begin om leiding te neem. Daarom skryf hy ook dat vroue nie kan leiding neem nie. Party het openlik gesondig. Kan jy dit dink? Dat baie van die predikante, die leiers van die kerke, het oomblik gesondig van maandag tot saterdag. Hulle was besig met buiteegtelike verhoudings, wat ook al. Openlike sondes gewees. Paulus skryf aan die gemeente, hy sê vir Timoteus 5 vers 20, berispe in almal se teenwoordigheid hierdie mense, hierdie ouderlinge. Diegene wat aanhou sondig, sodat die ander ook afgeskrik kan word. Wys hulle tereg, dat die res van die gemeente kan skrik, so daar's ouderlinge wat besig om in sonde te lewe. Kan jy dit glo? Of jy sê deur die geskiedenis met kerke waar ek mee te doen gehad het, dis die probleem. Jy het mense gehad wat ouderlinge was, wat nie 'n idee gehad het wat ouderling beteken. Hy het rowwer geleef as die res van die wêreld. En dan sit hy Sondag met sy pragtige pakkie. Daai dae was nog 'n wit das. En hy sit hy so vroom. En hy soen elke woordjie. En sy vrou sit daar en sy kinders sit daar en hulle sê, daai man is 'n buffel. Kan baie duidelik weet waar hy en daai kinders sou gegaan het. Waar daai vrou sou gewees het. Maar dit is chaos in die kerk en jy sien dit alreeds in die eerste eeu. Daarom is dit so belangrik, mense, moet ons gaan op wat die woord ons sê. Nou sê Paulus, dis 'n belangrike woord. Dis 'n belangrike woord. En dis 10 omdat dit herhaal is in die kerk. Dit was iets wat gereeld gesê is. As jy ouderlingstaak begeer jy oortreffelike werk. En die interessante is, die 2020 vertaling vertaal dit fantasties. Want hy sê daar, hy maak 'n onderskeid tussen die twee woorde vir begeerte. Die een woord in die Grieks het te maak met 'n uitstrek daarna, en die tweede een het te maak met 'n innerlike begeerte wat daar in jou lewe is. Die uitstrek daarna beteken, ek moet myself voorberei om ouderling te kan wees.
Ek moet die woord bestudeer sodat ek kan ouderling wees. Ek moet groei in die woord van die Here sodat ek 'n ouderling kan wees. Dis die uitstrek daarna. In Lukas 6 vers 40 sê Jesus, 'n disipel is nie belangriker as sy leermeester nie, maar as hy sy opleiding voltooi het, sal hy sy leermeester se gelyke wees. So dis die taak van elke persoon wat in die kerk van die Here Jesus gesit. Jy sit onder 'n leermeester en jy's besig om te leer, sodat wat in jou lewe kan gebeur, jy kan word soos jou leermeester. Die taak van die leermeester is om ander te groei in die woord van die Here, sodat jy kan aanhou groei in die woord van die Here. Maar hy moet aanhou groei in die woord van die Here. En hoe meer jy groei in die woord van die Here, hoe meer is jy besig om jouself op te lei om leermeester te kan wees. Kan jy sien hoe ongelooflik belangrik dit is? So, jy sit nie in die kerk om mooi te lyk. Jy sit in die kerk om te sê, ek het nodig om te groei. Ek het nodig om te leer. En dit geld vir van die jongste persoon tot die oudste persoon. Jy gaan nooit ophou groei tot die dag wanneer die Here jou kom haal. Nooit. Want die woord is van so 'n aard, dat as ek Johan Lou die teksverse lees in die oggend, dan kom ek agter, Johan, moet jy dit gemis. Die woord hou aan met jou. Hy los jou nooit nie. Die innerlike begeerte, jy moet begeer om dit te hê. Dis 'n begeerte wat die Here daar sit. Ek wil graag 'n ouderling wees. Nou, as jy dink aan die vroeë kerk, wil ek vir jou sê, die enigste manier hoe jy ouderling wil wees, is daar 'n innerlike begeerte is, was in baie van daai kerke. Want jy's doodgemaak. Jy's vervolg. Mense het jou gehaat. Dit is interessant genoeg dat die Bybel vir ons sê, as hy praat oor die taak van 'n ouderling, dan sê hy in 1 Tessalonisense 5 vers 12, maar ons vra julle broers om respek te betoon aan diegene wat ywerig onder julle werk. Nou daai werk is nie 'n normale Griekse woord werk nie. Dit het te maak met iemand wat so intens werk, dis die woord wat daar gebruik word, wat so intens werk dat dit tot uitputting lei. So wat die Here vir jou sê is, dat as jy dit begeer, is dit iets wat die Here binne in jou moet wakker maak. Maar jy moet onthou, dis 'n werk wat toegewyd is aan die Here en dis nie maklik nie. Dis 'n werk waarin jy jouself moet toewou. Is dit iets wat ons moet sê, hoor hierso, dis waarna ek aspireer, dis wat ek wil wees? Ja! Die begeerte moet daar wees, ek wil groei in die Here, ek wil meer soos hy lyk. Maar saam met dit is daar nederigheid. Onthou, deur die apostoliese tydperk was daar altyd klem daarop gelê dat die ouderling nooit gaan oor iemand wat heers nie, maar iemand wat dien. En dis wat Jesus sê. Hy sê ook as hy besig is om vir hulle die nagmaal te bedien, dan hy sê vir hulle, ek het vir julle soos julle geword onder julle soos 'n slaaf. En ek wil hê julle moet ook so slawe word. Markus 10 vers 42. Jesus het hulle na hom toe geroep en vir hulle gesê, julle weet dat hulle wat oor julle heersers oor die nasies beskou, oor hulle baas speel, en dat hulle maghebbers oor hulle gesag uitoefen. So is dit egter nie by julle nie, maar wie die belangrikste onder julle moet wees, moet julle dienaar wees. En wie eerste onder julle wees, moet almal se slaaf wees. So die ouderling se taak is om slaaf te wees. As hy nie 'n slaaf is nie, het hy 'n probleem. Want dit gaan nie oor groot kop of jy gee bevele nie, jy moet slaaf wees. Kom ons kyk nou na die eienskappe. As jy vir my sê, Johan het nog nie na die eienskappe gekyk nie, ons het nog. Ons gaan nou eers begin met die eienskappe. Eienskappe van 'n ouderling is hy moet onberispelik wees. Sy karakter na buite en na binne moet onberispelik wees. Mense moet buitekant die kerk, en nou is dit baie belangrik. As ons praat van onberispelik, gaan nie mense buitekant in die wêreld hom haat. Gaan hulle probeer om al wat sleg is van hom te sê? Ja, hulle gaan. Maar selfs mense wat buitekant die kerk is, gaan sê, ons kan niks teen hom vind nie. Okay? Hy moet onberispelik wees. Alright, want Stefanus is aangekla deur hulle. Jesus is aangekla deur hulle. Paulus is aangekla deur hulle. En wat het hulle gedoen? Hulle het valslike goed teen hom versprei.
Maar as hulle eerlik is, sal hulle kan sê, ek vind niks teen hom nie. So van buitekant en van binnekant af, moet mense kan sê, die predikant, die ouderling, is bo verdenking. Hy's onberispelik in alles wat hy doen. En as hy nie is nie, moet jy met hom gaan praat. As daar probleme is dat hy in sonde volhard, moet jy met hom gaan praat. Vir hom sê, hoor hierso, jy's nie besig om te staan onder die woord van God nie. Jy's besig met sonde in jou lewe. So daarom het ons altyd 'n skakeling tussen mekaar. Daar's 'n regwysing wat moet plaasvind. Daar is 'n praat met hom vir hom te sê, hoor hierso, dis nie hoe ouderling se lewe lyk nie. Dis hoe ouderling se lewe lyk. Hier's mos die standaard. Titus 1 gebruik dieselfde woord, net 'n ander Griekse woord, maar beteken dieselfde. Hy sê, dit moet iemand wees wat onberispelik is. Onberispelik. 'n Man van een vrou met gelowige kinders, wat nie losbandige gedrag beskuldig kan word of opstandig is nie. Hy moet onberispelik wees. 'n Hoë morele karakter, buite bekend staan. Hoë morele karakter. Romeine 2 sê dit vir ons in vers 23. Jy wat jou beroem op die wet, jy doen God oneer aan deur die wet te oortree. Vers 24. Van die naam van God word deur julle toedoen onder die heidene belaster, soos daar geskrywe staan. As die leierskap in die kerk besig is om te volhard in sonde, wie se naam ly skade? God se. Kan jy sien die erns daarvan? Kan jy sien die erns wat ons het teenoor mekaar? As ons saam in die kerk van die Here sit, dis hoekom tug toegepas word. Hoekom? Ons wil nie hê die Here se naam moet skade ly nie. Ons wil nie hê die Here se naam moet skade ly nie. As jy besig is met sonde in jou lewe, die Here se naam ly skade. Dis ongelooflik, Psalm 119 vertel vir die gelowige, hoe doen ons dit? En alleenlik, natuurlik deur die Gees wat in my woon, want dis alleen hoe ek dit kan plaasvind. Maar Psalm 119 vers 11 sê, in my hart koester. Mooi Afrikaanse woord is dit. Koester. In my hart koester ek die woord, sodat ek nie teen U sondig nie. Is dit hoe jy die woord van God hanteer? Dat jy dit so koester wat jy gelees het vanmôre, dat jy sê, o Here, mag ek nooit teen U sondig nie. Mag niks wat ek doen teen U sondig nie. Mag die wêreld daar buitekant vir U sien, deur die krag van die Heilige Gees wat in my werk. Hy moet een man vrou wees. En dis 'n direkte vertaling. Een man vrou. En ongelukkig baie van hierdie gedeeltes is nie heeltemal korrek vertaal nie, want dit laat jou dink. Dit laat jou dink dat hy sê, jy kan alleenlik ouderling wees as jy net een keer in jou lewe getroud is. Okay, dis nie wat dit sê. Een man vrou, en dis dieselfde woord wat gebruik word as hy praat oor die weduwee. Selfde as die weduwee. So kom ons gaan kyk daarna, gaan julle sien hoe mooi pas hierdie Griekse woord by dit wat ons hier sê. 1 Timoteus 5. Jy hoef nie te lees, sê dit kan op vinnig opsoek. 1 Timoteus 5 vers 9. Luister wat sê hy van 'n weduwee. Laat 'n weduwee op die dienslys geplaas word, as hy nie jonger as 60 jaar is nie, en een vrou man. Dis die Grieks direk vertaal. Een vrou man. So, mag iemand 'n weduwee raak, as hy al meer as een keer getroud is in haar lewe. Nou praat ek nie van egskeiding nie. Ek praat van iemand wat getroud was, iemand het gestel, man het gesterwe, toe trou sy weer. Mag sy dan 'n weduwee op haar lys kom van weduwees? Ja, sy mag. Sy mag. Dis wat die woord daar staan. So die woord het te maak, en ek wil nie in die Grieks ingaan nie, maar jy het te maak met 'n genitief wat bystaan. So dit te maak oor 'n vrou wat 'n morele karakter net haar oë gefestig het op een man. Anders sou Paulus verkeerd wees, want hy sê vir die jonger vroue, weduwees, wat moet hulle doen? Hulle moet weer trou. Okay, alright, so Paulus het nie 'n probleem daarmee nie. Waaroor dit hier gaan, is dat in jou lewe jy 'n een-oogige man is. Wat bedoel ek daarmee? As jy kyk, kyk jy net vir jou vrou. En ek hoop hierdie beeld bly by jou. Dis wat ons moet doen. Jy's een-oogig. Jy het net oë vir jou vrou. Sy stap daar in die kamer. Jy kyk net vir haar. En wie wat gebeur met 'n vrou as 'n man een-oogig? Sy is
Sy like dit. Maar die oomblik as jy besig is om op jou rekenaar te sit en jy raak 3-4-oogig, dis jou probleem. As jy rond besig is om te stap en jy stap aan die mall rond en jy sê, wow. Dan is jy nie eenoogig nie. As jou gedagtes die hele tyd op die verkeerde plek is, daarom wil ek nie TV kyk, sien wie die party van hierdie programme nie. Om die waarheid te sê, ek kyk nie eers as hulle atletiek doen nie, want die vrou het te min aan. Ek is 'n eenoogige man, wil ek wees. En ek weet, as ek die goed kyk, raak ek 15-oogig. So ek in my lewe sê, nee vir dit wat die wêreld my bied, want ek is 'n een-man vrou. Dis wat 'n ouderling moet wees. En elke persoon wat hier sit, jy moet 'n een-man-oogige man wees. Een-man vrou. In jou morele karakter. En alles wat daarmee saamgaan. Jy's gebind aan haar. 1 Korintiërs 7:39. 'n Vrou bly aan haar man verbind, solank as wat hy leef. Maar as die man ontslaap het, staan dit vry om weer te trou, met wie sy wil, maar slegs in verbondenheid aan die Here. Beteken ook nie dat 'n ouderling moet getroud wees nie, want ons het vir Paulus wat nooit getrou het nie. Hy skryf in 1 Korintiërs 7:8, vir die ongetroudes en die weduwee sê ek, dat dit vir hulle goed is om ook soos ek te bly. Dis nie die vereiste, maar die vereiste is dat as jy getroud is, dan kyk jy vir jou vrou, en jy kyk vir haar, en jy sorg vir haar, en jy's goed vir haar, en jy's lief vir haar, en jy dien vir haar, soos Christus die kerk gedien het. As jy 'n buffel is jy buitekant die woord van God. Jou vrou moet na jou kyk en sê, daar is 'n man wat my dien die res van sy lewe, dis al wat hy doen, hy het oë vir my, hy lewe vir my, ek is lief vir hom. Mans, julle moet hierin werk, vroue, jy het dieselfde taak, selfs as sê, ja nee, maar ek kan nie ouderling, jy het dieselfde taak, om ook in jou lewe, soos wat gevra word van die weduwee, om 'n eenoogige man te wees, vrou. Jy is eenoogig teenoor jou man. Jy kyk net vir jou man. Jy het oë vir hom. Jy bid vir hom. Jy sê nie, ek wens jy kan meer soos Pietie wees nie. En dan baie keer dan sit ek met die vriendinne, dan sê bespreek ons mans. Dan sê ek, ja, jy weet my man. Nee, as ek daar sit, dan bid ek vir hom. Ek kyk net na hom. Ek sê, Here, U is besig met my man, maar wie is besig met my? Want ek wil heilig wees. Ek wil in hierdie huwelik die een wees wat U gebruik. Toegewyd in jou morele gedagtes, totaal toegewyd in die Here in jou morele gedagtes. Waaroor dink jy? Waaroor droom jy? Waarmee is jy besig in jou lewe? Het jy al opgestaan in die oggend en 'n droom gehad vir Here, gesê, Here, vergewe my. Sê, Here, ek wil nooit weer in my lewe wegdroom van my vrou af. Eenoogig in my lewe. Die interessante is, dat die meeste kerkleiers val hierin, deur die geskiedenis. Hierin het hulle geval. En die rede daarvoor is dat jy nie waaksaam is nie. Die duiwel loop buitekant rond soos 'n brullende leeu. By jou werk soos 'n brullende leeu. Oral waar jy gaan soos 'n brullende leeu, loop hy rond. En hy wil jou verskeur. Daarom sit dinge in plek waar jy sê, ek gaan alleenlik na plekke toe saam met my vrou. Want ek het beskerming nodig. Ek doen dit, daar's waaksaamheid in my lewe. Ek gaan nie vir een oomblik die duiwel 'n vat kans in my lewe gee nie. Vroue, ondersteun julle mans, help julle mans, moenie na goeders kyk wat jy weet is nie goed vir jou man nie. Luister wat sê die Bybel van iemand wat oorspel pleeg, iemand wat met 'n ander vrou rondgaan. Spreuke 6, vers 32. Hy wat oorspel pleeg met 'n vrou sonder verstand, het ek dit nie al gesien nie. Daar's niks daarbo nie. Zero.
Sy brein het hom verlaat, geparkeer op 'n ander plek en hier gaan hy aan. Jy sien hom. Is dit nie? Het jy hom nie al gesien nie? Gone. Vroue dieselfde. Brein het al verlaat. Daar stap sy. Sy lyk soos 'n wese wat loop en jy kan sien daar's niks daar binne nie. Verstand. Wie sy eie lewe wil verwoes. Luister nou. Hy sonder verstand. Wie sy eie lewe wil verwoes. As jy oorspel pleeg, wil jy jou eie lewe verwoes. Jy wil jou kinders, die hele nageslag wil jy verwoes. En as jy vanmôre hier sit en sê, Johan, ek het dit gedoen. Sê vir die Here, vergewe my. En hy maak jou vry. Maar moenie speel met dit nie, dis 'n verwoesting in jou lewe. Kan jy dink wat gebeur, die nageslag van dit? My kinders word groot, dis klein kinders, en dis 'n gebroke huis. Waar nie net kinders nie, klein kinders in groot word. En as jy dink vanmôre is ernstig, jy het niks gesien nie. Hierdie goeters dryf my teen die muur uit. Hoe lyk jou huwelik? Man, vrou, lyk jou huwelik? En ek is lief genoeg vir jou om te pleit by jou om te sê, gaan huis toe. Begin oor. Sê, asseblief vergewe my, ek was nie reg as man teenoor jou nie. Ek was nie reg as vrou teenoor jou nie. Kom ons begin oor. Kom ons doen wat God van ons vra. Kom ons begin 'n nuwe huwelik. Gaan dit nie wonderlik wees as die nuwe huwelik ontstaan na vanmôre nie? Kan die Heilige Gees herstel bring tussen twee persone wat uit mekaar uitgedryf het? Ja. En ek kan ewe skielik vir jou die liefde teruggee in jou hart, wat jy sê, waar kom dit vandaan? Die oomblik as vergifnis plaasvind, kom 'n herstel. Spreuke 6 gaan aan. Ek kon nie by die laaste deel uitkom, maar vers 33 sê, sla en skande sal hy op die lyf loop, en sy bespotting sal nie uitgewis word nie. Moenie speel met dit wat hier aangaan nie. Dan verder moet hy iemand wees wat nugter is. Die woord daar het nie te maak met, dit kan beteken om nugter te wees en nie te drink nie, maar ek dink daar's 'n woord wat later aan naby uitkom. Hierdie woord beteken om iemand te wees wat helder is van verstand. Iemand wat helder is in sy denke, iemand wat wakker is in sy denke. Dit is interessant, hierdie woord word so mooi beskryf vir my. In 1 Kronieke 12 vers 32. Daar staan die volgende, daar was 'n geslag gewees van die 12 stamme van Israel. Was daar een van die geslagte gewees, Isaskar. Luister wat word gesê van die manne van Isaskar. Uit die nageslag van Isaskar, kenners met insig in die tye, sodat hulle weet wat Israel moet doen. Dis waaroor dit gaan. Dis manne wat so naby God wandel, wat in hulle geestelike lewens so verander word deur die Here, dat so hulle geestes georiënteerd is, dat hulle weet, hoor hierso, dit is wat ons moet doen, dit is wat ons moet lewe. Hoe vind ons dit plaas? Hoe vind dit plaas? Deur die woord van die Here. Deur die woord van die Here. So dit moet iemand wees, sy hele lewe moet wees die Bybel. Hy dink die Bybel. Daai wat hulle vir jou sê, hoor hierso, jy stap met die Bybel onder jou arms die hele tyd rond. Nee, ek dink die hele tyd daaroor. Die oomblik as jy my verlaat, dink ek weer oor 'n teksvers wat ek vanmôre gelees het. My hele lewe word deurtrek deur dit. Dis wat dit beteken. Iemand wat besig is, iemand wat wakker is in die woord van die Here. Ingetoe. Iemand wat selfbeheer het. Ek gaan afsluit met dit, ek gaan nie eers by die ander uitkom nie. Ons gaan nog by die ander uitkom, volgende week. Iemand wat ingetoe is, selfbeheer. Iemand wat selfbeheer toepas in sy lewe. Hierdie woord kan ook beteken vir iemand wat nie alkoholist is nie. Maar dis nie wat dit beteken in die regtig, as jy kyk na meer die letterlike, die fisiese betekenis ook daarvan. Dis iemand wat die meester is van sy begeertes. Okay? Hy's goed gedissiplineerd. Hy's goed gedissiplineerd in elke aspek van sy lewe. Jy kan hom kyk en sê, hierdie is 'n gedissiplineerde persoon.
Hy is gedissiplineerd in sy werk. Hy is gedissiplineerd in hoe hy eet. Hy is gedissiplineerd in hoe hy leef. Jy is seker kan wees, hy is Sondag daar by die kerk. Jy kan seker wees, hy is iemand wat volhard. Hy is iemand wat sy werk sal behoorlik doen, wat dit deeglik sal doen. Dit is wat dit beteken. Selfbeheer. In alles in jou lewe. Dieselfde woord word ook deur Titus gebruik as hy praat vir hoe hulle die vroue moet oplei. Dieselfde woord, selfbeheer. Gedissiplineerd te wees. Elke liewe persoon wat 'n kind van die Here is, jy moet gedissiplineerd wees. Kan jy verstaan hoekom dit dan die woord is wat so gekoppel is aan nugter wees of nie aan drank verslaaf wees nie? Kan jy verstaan hoekom dit is? Dieselfde Griekse woord. Hoekom hy 'n paar keer gebruik word? Want wat is dit? Wat is die probleem? Hoekom is daar 'n probleem dat jy die hele tyd val vir alkohol? Die eerste is, jy het die Gees nodig in jou lewe. Want ek wil jou sê, geen inrigting A, B of C gaan enigiets verander in jou siel nie. En jy gaan daar uitstap en jy gaan afhanklik raak van die ander ding. So vertel maar dit vir my. Jy vertel vir my die het jou geld, wat 'n pil is jy nou op? Okay? So dis waaroor dit gaan. So wat ons mekaar sê, niks van hierdie goedes help nie, want wat help? Die Heilige Gees wat? Binnekant jou woon. En nou wat moet jy doen? Jy moet vir die Heilige Gees luister. As hy vir jou sê, dis wat jy moet doen, moet jy luister. Dis selfbeheer. So wat beteken selfbeheer? Selfbeheer beteken ek kom onder die beheer van die Heilige Gees en ek doen presies wat hy van my vra. Is jy in staat om enigiets in jou lewe te oorwin? Selfs in jou fisiese toestand of wat ook al, kan jy enigiets oorwin in jouself? Ek hoop jy sê nee. Maar kan jy met die Heilige Gees wat in jou is, meer as 'n oorwinnaar wees, deur Christus wat my die krag gee? Niks kan my skei met die liefde wat daar in Christus is nie, nie hoogte nie, nie diepte nie. Wat is dit wat jy daar wil bysit? Wat my nie kan skei van die liefde wat daar in Christus is nie. Waarom? Want ek is onder die beheer van die Heilige Gees. Daarom is al oorwinning. Geen gelowige moet vir my sê, ek kan nie. Ja, jy kan nie swys nie. En jy kan nie die 100 meter onder 10 sekondes hardloop nie. Dis die piffel wat die wêreld in baie kerke vir jou sê. Waartoe is ek in staat? Om vir God te lewe en gehoorsaam te wees aan sy woord, omdat die Heilige Gees in my woon. Amen. Sjoe. Kom ons lewe vir die Here. Jy het dalk môre gedink, ek gaan lekker sit. Hierdie gaan oor die ouderling gaan. Ry vir môre hier sal uitstap. Met 'n dringendheid in jou siel om te sê, Here, verander my. Waarmee is ek besig? Ek wil 'n goddelike man en vrou wees. Amen. Kom ons buig ons hoofde saam. Here, wat 'n ongelooflike gedeeltes is hierdie nie. As jy na hierdie woorde kyk, Here, wat hier daar op laat skryf het, dan besef ons net, hierdie woorde is so ongelooflik diep. Dit sny tot binne in ons, en niemand wat vanmôre hier sit kan sê, Here, ek is nie skuldig nie. Here, maar ek wil die man en die vrou wees wat U van my vra, deur die Gees wat in my werk, kragtig in my werk. Dieselfde Gees, Here, wat U opgewek het uit die dood uit, is in my. Wat gaan aan met die kerk, Here? Wat gaan met die kerk as die kerk nie anders is? Deur die genade, deur die Gees wat in ons woon, bid ek dat as elke persoon hier sal uitstap en huis toe sal gaan, dat daar een boodskap in hulle harte sal wees. O Heilige Gees, vernuwe my, verander my, en mag ek gehoorsaam wees aan alles wat U van my vra. Ons bid dit in U naam. Amen.